koning op die aarde, 'n gunsgenote, ware vriend van God. Dis wat ons moet wees, gevul met God se gees. Ek in my huis sal die Here dien, en sonder om my te skaam, roem ek sy naam. In my huis sal die Here dien, tot in lengte van dae sal ek op hom vertrou. My liewe op sy woorde bou, sal op hom vertrou. 'n man wat glo en vertrou op Jesus, gehoorsaam aan die roepstem van die Heer. Disciples met 'n boodskap, die draers van die goeie nuus van God. Dis wat ek wil wees, gevul met God se gees. Ek in my huis sal die Here dien, en sonder om my te skaam, roem ek sy naam. In my huis sal die Here dien, tot in lengte van dae sal ek op hom vertrou. My lewe op sy woorde bou. Ek sal op hom vertrou. 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 Sal die Here dien, en sonder om my te skaam, roem ek sy naam. Ek in my huis sal die Here dien, tot in lengte van dae sal ek op hom vertrou. My lewe op sy woorde bou. Ek sal op hom vertrou. Daar is storm in jou hart, oor die toekoms en die pad, weet jy is nooit alleen. Bedien vra sy seën, oor die twyfel en berou, al die seer wat jou toevou, maak nou op jou hart, en deel jou smart. Die gees van God sal jou lei, deur jou hart aan Jesus te wy. Geloof op en liefde, bring die manne wat glo, die boodskap nou saam, op ons knieën sy naam, die goeie nuus met almal te deel, geloof op en liefde. Deur geloof op en liefde, sing die kinders van God, 'n loflied nou saam, ons bring eer aan sy naam, die boodskap met almal te deel, geloof op en liefde. Daar is stilte in jou hart, en die gees is op jou pad, weet jy's nooit alleen, jy is nooit alleen. Met sy gees jou toegevou, met sy liefde jou omvou, hy is lief vir jou, so lief vir jou. Die gees van God sal jou lei, deur jou hart aan Jesus te wy. Deur geloof op en liefde, bring die manne wat glo, die boodskap nou saam, op ons knieën sy naam, die goeie nuus met almal te deel, geloof op en liefde. Deur
welkom hierso by Bergsig se geloofsgemeenskap, want dit is wat ons eintlik maar is. Ons is 'n groep gelowiges, mense wat in Jesus glo en wat op so 'n manier aan mekaar gebind is. En 'n Sondag is dit die gewoonte, die goeie gewoonte van die Christelike kerk om as dit moontlik is by mekaar te kom saam met ander gelowiges. So u is hartlik welkom hier vanmôre. Ook die van u wat dalk by die huis sit, op 'n ander plek sit en so deelneem aan die erediens. As daar van u is wat gedink het u is nou by die botaniese tuine, dan wil ek vir u sê teen Junie maand behoort die gras weer kort te wees. Maar dis maar 'n kwessie op hierdie stadium om die man wat die werk se dae te sinkroniseer met wanneer dit reën. As jy dink die son gaan skyn, dan reën dit, en as jy dink dit gaan reën, dan skyn die son. So dis maar die enigste rede dat hy nie heeltemal by die tuin uitkom nie. Maar soos ek sê, dit sal so mettertyd opgelos word. Vriende, ons visie in Bergsig is om geesvervuld te leef vir die koninkryk van God. Dis ook op 'n baie groot embleem is dit uitgespel, en dit is eintlik maar waaroor ons bestaan gaan, alles wat ons doen, dit waaroor die kerkraad, die leierspan besin, gaan oor die praktiese maniere waarop ons onder leiding van die Gees God kan dien. So u is welkom om saam met ander gelowiges ook hierdie visie uit te lewe. As daar dalk van u is wat nou heeltemal nuut is in die gemeente en nie georiënteer is regtig nie, daarvoor waar hy ingekom het is 'n jaarprogram vir 2022. U sal al die inligting daarop kry. U sal ook my nommer daar kry as u vir my wil bel. U sal ook die kerkkantoor se nommer kry, Letitia se nommer, as u vir haar wil bel. En dan kan ons van daar af vir u verder help met wat u ook al wil uitsorteer of nodig wil hê. En dan vanmôre se diens is eintlik meer so koinoniale diens. Ek gaan nie verskriklik preek nie, omdat dit die opening is van die katekese. Ons gaan ook ons eerste nagmaal vir die jaar vier. So dit behoort dan nou nie 'n vervelige diens te wees nie. Die kinders gaan nie onmiddellik uitgaan nie, so hulle moet geduldig wees. Ons sal hulle so mettertyd in groepe loslaat. So wil nou nie almal nou gelyktydig loslaat nie. So wees net kalm en rustig, waar by pa en ma, ons sal wel by julle uitkom. En dan terwyl ons by die nagmaal is, as u nie 'n broodjie en wyn gekry het nie, Dawie het daar in sy hand, is daar van u wat dalk hier ingekom het, wat nou nie brood en wyn het nie, dan kan u net baie duidelik die hand opsteek, dan sal hy sorg dat u ook het. Ek sien naas van die kinders wat hulle hand ook opsteek, as dit reg is met jou pa en ma, is dit reg met my. Goed, lyk my almal is dan geholpe. As ons aan die einde van die diens kom, is die versoek maar net dat u kelkie sal saamvat. By die uitgang is daar emmers met water in, waar u dit net kan insit. Dan hoef die diakens nou nie hier tussen die banke rond te kruip nie. En as u nie omgee nie, kan u sommer die plastiese sakkie ook saamvat. Is terwille van COVID, wat ons begin het om die broodjies daarin te sit. So ek gaan nou nie later weer sê nie, maar as ons by die nagmaal kom, haal maar so lank die broodjie daar uit, want hy is geneig om vas te kleef aan die sakkie, en dan raak dit 'n stoeigeveg om hom daar uit te kry voor die ander hulle broodjies eet. Vriende, baie kortliks as 'n inleiding dan vanmôre. Ons is in die deel van die kerklike jaar waar ons die Griekse benaming is eintlik Epifanie, waar ons die ontdekking op 'n manier van Jesus vier. Ons het nou 25 Desember het ons Kersfees gevier, die geboorte van Jesus, die koms van Jesus.
Die paar sondae voor dit het ons Advent gevier, die afwagting op die koms van Jesus. En nou is ons in die tyd van die jaar tot en met lydenstyd, wat ons besig hou met die ontdekking van wie presies is hierdie Jesus wat dan nou gebore is, wat dan nou gekom het in die tyd waarvan die Bybel vir ons beskryf. En die evangelie wat ons daarmee help, is die Markus evangelie. En daarom staan ons so vir 'n deel van die jaar by Markus se evangelie stil. Markus is die oudste evangelie wat ons op skrif het. Word bereken dat hy so 65 na Christus is hy finaal geskryf en het hy in die kerk begin sirkuleer. U sal onthou in die geskiedenis dat in 66 na Christus, 'n jaar later, het die Romeins-Joodse oorlog uitgebreek vir 4 jaar, en in 70 na Christus is uiteindelik Jerusalem verwoes en die tempel is afgebreek. So as Markus hierdie evangelie ter tafel stel en sirkuleer in die kerk, dan is dit om kleinerige gemeentes, dit was nog nie groot gemeentes soos ons baie keer aan gewoond is nie, kleinerige gemeentes in Rome, die hoofstad van die Romeinse Ryk, en in Jerusalem, om hulle te bemoedig, vir hulle 'n boodskap te gee, vir hulle te begelei in 'n tyd wat almal geweet het, die moeilikheid klop aan die deur. En dan hou Markus hom besig met die geheim van wie is Jesus. Die intrige van die identiteit van hierdie man. En dit is nogal vir ons belangrik in die 21ste eeu, want ons is geneig om verstrengel te raak in wat my persoonlik aanbetref in kantsake. Ons is baie keer geneig om verstrengel te raak in kerkwees, kerklike goeders. Watter kerk is nou reg? Watter kerk is die beste? Watter kerk is die lekkerste? En as jy in 'n bepaalde kerk is, soos ons in Bersig is, dan kan 'n ou baie keer verstrengel raak in verder in kerkwees deur te vra, het ons nou 'n impak in die samelewing? Hoe lyk ons? Vertoon ons goed? Terwyl Markus nie oor die kerk skryf nie. Jy kan die evangelie self gaan lees, hy skryf nie 'n woord oor die kerk nie. Markus skryf oor Jesus, die Christus. Partykeer raak ons verstrengel in godsdienstige kwessies, wat meer met myself te doen het. Goed soos, bid ek nou reg, bid ek genoeg, is my lewe mooi, is my lewe rein, is my lewe vlekkeloos, ou Luther is deur daai hele proses, en hy het dit vir ons neergeskryf, so jy kan dit gaan lees, hoe 'n mens kan opgaan in jou eie godsdiens en die verstrengel raak met, is jy ooit goed genoeg voor God? Terwyl Markus wil hê, ek moenie by myself uitkom nie. Ek moet by Jesus uitkom. Jesus is die Messias. Iewers moet ek ontdek dat God se genade alleen vir my genoeg is. En dat Christus alles is. Partykeer raak ons verstrengel met die ellendes van die lewe, en dit is onvermydelik, ons is almal van vlees en bloed. Ons almal breek letterlik of figuurlik arms en bene langs die pad, stamp ons koppe, breek ons harte, raak te neergedruk, raak moedeloos. En dan begin ons met God worstel, maar eintlik is ek besig om met myself te worstel. En Markus sê vir hierdie groepie gelowiges in Rome en in Jerusalem, wat vervolg word,
wat weekliks moet sien hoe medegelowiges doodgemaak word, waarvan meeste werkloos is. Markus sê vir hulle, ek het nie vir julle antwoorde op al die probleme nie. Maar ek het vir julle 'n evangelie. En daai evangelie gaan oor 'n lydende en 'n sterwende Messias. Wat kom wys het dat God by ons is, met ons is. Ook as dit ellendig gaan. En daar nie aardse uitkoms is nie. Ken jy vir Jesus? Dis Markus se vraag. En as jy Jesus ken, die Jesus waarvan hy ons vertel, volg jy hom. Ek het vorige Sondag gevra, ek vra weer, dis net 'n versoek, maar omdat ons met die evangelie gaan besig wees, oorweeg het om in die stilte tyd 'n bietjie deur die evangelie te lees. Dit is net 16 hoofstukke. Ek het laasweek gesê, dis baie dunner as die huisgenoot in die Sari. So, maar die Bybel is vir ons oorgedra in boeke. Nie in los tekste nie. En hoe meer ek Markus lees en weer lees en weer lees, hoe meer sal die Here vir my help om die evangelie, die prentjie van Jesus Christus duidelik te kry. Markus 1 vers 1 sê, die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Vers 9 sê, in daardie dae het Jesus vanaf Nasaret in Galilea gekom, en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. En net toe hy uit die water opkom, het hy die hemel sien oopgaan, en die Gees soos 'n duif op hom sien neerdal, en 'n stem het uit die hemel gekom, jy is my seun, my geliefde, oor jou verheug ek my. Vriende, genade vir u elkeen, en vrede van God onse Vader, en hierdie Here Jesus Christus. Voor ons 'n lied gaan sing, wil ek vra dat al die voorskoolse kinders hier na vore toe kom. Jy moet daarom nou al van jou ma se bors af wees en uit die doeke uit wees, want oom Andries gaan nou nie doeke omruil daar die kinderkerk nie. So as jy aan daai twee vereistes voldoen, dan mag jy hier na vore toe kom. Kom gou hier na vore toe, ek wil net by julle dinge wat weer voor julle saam met oom Andries gaan. Kom Holly na my toe, man. Ja, die pa kan maar saamkom, die ma ook. Oom Andries, ek dink jy moet ook hier kom staan. Dit gaan dalk makliker vir 'n paar laat wees. Eers hierso. Hoe gaan dit met julle twee? Goed. Kom, waar is nog kleintjies? Kom staan hier voor. Oom Andries doen allerhande verkeerde goed daar in die kinderkerk. Hy gee julle lekkers ook, so. Okay, die voorskoolse oukies, né? Ja, hy wil eers negotiate. Hoe was skool hierdie week? Okay. Ek hou ook van daai woord. Okay beteken
So. Watter skooltjie was julle gewees? Wie van julle weet by watter voorskool se skooltjie was julle? Jy by die huis gebly hierdie week? O. Ek hou van jou haarstyl, hoor. My hare is te dun, anders het ek hulle ook so lekker eie tyds gesny. Dit lyk baie goed. Goed, julle almal ken vir Oom Andries? Nee, Oom Andries hou elke Sondag die kinderkerk. En die van julle wat nou bietjie te skaam was om hier na vorentoe te kom, Oom Andries gaan nou uitgaan daar na die kinderkerk toe, is hier in die konsistorie. En julle kan saam met hom gaan. En die van julle wat nou bietjie skaam was, kan ook soontoe gaan, nou of julle nou nie hier na toe te kom nie. Volg daar vir Oom Andries, okay. Ja, lyk my die dominee het hom verskrik. Goed, ons gee dit so 'n bietjie kans, as nog kindertjies wat daar agterom gaan. Kom ons sing Vlam 319, is 'n loflied wat gaan oor Immanuel, God met ons. Ek lees vir ons nog 'n gedeelte uit Markus, kort gedeelte uit
hoofstuk 14. Vers 22. Terwyl hulle eet, het hy brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê, neem, dit is my liggaam. Toe het hy die beker geneem, gedank, dit vir hulle gegee, en hulle almal het daaruit gedrink. Hy het vir hulle gesê, dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet is. Amen. Ek sê vir julle, ek sal beslis nie meer van die vrug van die druiwestok drink, tot daardie dag wanneer ek dit nuut in die koninkryk van God sal drink nie. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle na die Olyfberg vertrek. Vriende, die nagmaalsviering ontstaan eintlik uit die Joodse Pasga. As u die gedeelte voor hierdie nou gaan lees daar in Markus, dan maak die disippels eintlik reg vir die Paasmaaltyd, waar tydens die Jode die verlossing uit Egipte herdenk. En dis tydens hierdie maaltyd wat Jesus dan die betekenis van die brood en die wyn verander. Dis tydens hierdie ete wat Jesus sê, die brood is nou my liggaam. Dit is nie meer daardie ongesuurde brood wat julle geëet het, wat dui op die vinnige vlug uit Egipte nie. En die wyn is my bloed, wat ek aan die kruis gaan stort. Dis nie meer die bloed van die lammers, wat aan die deurkosyne in Egipte gesmeer is nie. Die nagmaal verwoord die wesenlike van ons verstaan van Jesus Christus, juis van hierdie geheim aangaande Jesus Christus. En daarom is dit vir Markus belangrik om vir ons te vertel daarvan. En daarom is die opdrag wat die Here uiteindelik gee, dat ons dit altyd sal bly vier totdat hy weer kom, belangrik. Want die nagmaal dui in die eerste plek op ons sonde en ons verlorenheid. Op die tweede plek dui dit op die manier waarop die Here ons verlos deur sy lewe as 'n offer te bring, 'n offer tot vergifnis van ons sonde, maar ook 'n offer as versoening tussen ons en God. En uiteindelik as hulle daar uitgaan, ons het dit gelees en hulle sing die lofsang, dan gaan die Here hulle lei in 'n lewe van dankbaarheid. Druk die sonde, die verlossing en die dankbaarheid uit. En dit is ons as ouers se verantwoordelikheid om ons kinders die basiese evangelie rondom Jesus te leer. As jy gaan na die Ou Testament, Deuteronomium, dan was dit 'n opdrag wat die Here aan die Joodse Paas gegee het, om te sê, jy moet jou kinders gedurig vertel van wie God is, dat hy julle verlos het uit Egipte, dat hy vir julle in 'n nuwe land, 'n beloofde land, ingelei het. So die nagmaal is daarom nie net my persoonlike viering van my verhouding met Jesus Christus nie, dis eintlik die viering van die kerk, van die geloofsgemeenskap en gelowige families. Ons gaan net nou 'n lied sing en dan gaan ek vir ons aan die instellingswoorde herinner en dan gaan ons die nagmaal gebruik en dan gaan ek by die ander kinders uitkom. So ek wil hulle ook nie te lank hier so hou nie. Maar voor ons dit doen, het ek vir 3 persone gevra om vir ons voor te gaan met gebede. Dit is die begin van 'n nuwe jaar. En in die verlede het ons altyd 'n week van gebed gehad, maar dit het later onprakties geraak, dit het nie meer gewerk nie. So ons wil sommer met die 3 gebede ook die jaar toewy
En dit waaroor die broers en susters vir ons gaan bid. So ek wil vra dat hulle maar al drie na vore kom. Barry het gesê hy sal vir ons 'n gebed doen. En Petro, nee, Mara het gesê sy sal vir ons 'n gebed doen. Ek weet nie of Mara hier is nie. En Deedrey het gesê hulle sal vir ons 'n gebed doen. As julle nie omgee nie om hier na vore te kom, en dan kan julle hierso vir ons kom bid. Is julle reg met 'n mikrofoon? Mara. Goed, ons almal ken vir Barry en vir Deedrey en vir Mara. So gaan julle daai een gebruik. Ons sluit net die oë. Onse Vader wat in die hemel is, ons staan vandag hier voor U en ons wil daar voor U buig. Om net vir U te kan dankie sê vir dit wat U vir ons gee. Ons wat so geneig is om na alles om te kyk, en bekommernis alles het, en nie altyd die tyd maak om vir U dankie te sê nie. U is die gewer van alles wat ons het, alles wat ons is. En die Seun het ook vir ons gesê, wat maak dit saak? Kan jy deur te bekommer 'n dag by jou lewe voeg? Jou Vader wat in die hemel is, het die hare op jou hoof getel, en hy weet wat elkeen van julle nodig het. En daarom wil ons vir U vandag kom dankie sê, vir dit wat U vir ons gee, dit wat ons nie altyd meer raak sien nie. U wat alles in stand hou, U wat vir ons die môre gee, U wat vir ons reën gee, U wat vir ons seisoene gee, U wat alles in die natuur in stand hou, sonder dat ons daaroor hoef te bekommer. Daarom wil ons vandag vir U kan dankie sê vir 'n nuwe jaar. Dankie vir alles wat U vir ons gee, en dat ons 'n lewe kan leef, wat sal wys dat ons dankbaar is vir U, want U het U genade vir ons gegee, sodat alles wat ons is, ons net aan U kan toebring. En ons vra dit net in U naam se ontval. Amen. Hemelvader, dankie dat ons tot U kan nader in gebed. Ek wil vanoggend hierdie jaar met al ons werksaamhede hier in Bergsig aan U voete kom lê. Sal U dit asseblief kom bestuur, sodat ons niks sal kort kom nie, want U sorg vir ons. Wat 'n voorreg om U kind te wees. Maak ons asseblief vol begrip en deernis vir mekaar. Help ons om altyd positief na die lewe te kyk, want daar is so baie booshede wat ons lewensvreugde wil en kan steel. In swakheid laat ons dit so dikwels toe. Ek wil vanoggend vir Dominee Heinrich aan U opdra. Bedien hom met U wysheid, insig en krag. Maak asseblief vir hom deure oop, sodat hy vir meer mense van U kan leer. Dankie vir die liefde, die vrede en die genade, waarmee ons daagliks oorvloedig geseën word. Dankie Vader, dat U belofte deur Jesus vas staan, en dat ons vir ewig koningskinders kan wees. Heer, ons wag so dikwels vir dinge om makliker, eenvoudiger en beter te word. Help ons om die gekompliseerdheid van die lewe aan te vat deur op U te vertrou. Ek bid U wysheid toe op elkeen wat vasgevang voel in hierdie web van uitdagings. Ons los nou 2022 in U hande en vertrou net op U. U tyd, nie ons tyd nie. U wil, nie ons wil nie. U plan, nie ons planne nie.
Dankie dat ons weet, U is altyd in beheer. Amen. Heer, ons wil vanmôre vir U dankie sê vir 'n voorreg dat ons ook vandag in die huis kan wees, waar ons ook opkyk na die jaar 2022, is ons gebed, Heer, dat ons U sal vertrou in hierdie nuwe lewensjaar. Wil U op ons lewenspad, wil U betrokke wees by ons elkeen, dat ons U sal vertrou, Heer, vir hierdie jaar. Dankie vanmôre ook, Heer, vir elkeen wat U kan wees. Dankie, Heer, dat ons oë altyd op U gerig kan wees. Ons wil ook vanmôre die werksaamhede by Bergsig aan U opdra. Die Bybelstudiegroep, vra ons, Heer, vir die wat aan die Bybelstudiegroep behoort, dat U vir ons daar insig en wysheid sal gee, om vir U te kan leef en dat ons meer uit die woord uit sal leer. Dan dink ons aan die Sondagskool. Ons dink aan die kerkraad en die vrouedienste bedrywighede, Heer. U het vir ons elkeen ook 'n talent gegee. Wil U help, Heer, dat ons dit ook sal uitleef tot U eer en ook vir U koninkryk. Ons wil ook vanmôre dankie sê vir Dominee Heinrich en vir Susan, dat U vir hulle op die lewenspad sal bewaar, Heer, en ook dat ons dankie sê vir hom wat ook die woord verkondig. Wil U ook in hierdie jaar met ons wees, Heer? Die jaar is vir ons onbekend, en dat ons ook die talente wat U vir ons gegee het, dat ons dit sal gebruik tot U koninkryk. Gaan verder in die dag en die jaar met ons, Heer, en dat ons sal opkyk na U toe. Ons bid dit met dankbaarheid. Amen. Baie dankie dat julle vir ons voorgegaan het met gebede. Goed, ons gaan saam Vlam 5 sing, daar is geen grens aan die genade nie, en terwyl ons dit doen, gaan ek vra dat ons leier ouderling en leier diaken net hier na vore toe kom. Wat u daar in die hand het, is 'n heenwysing na die liggaam van Jesus Christus wat aan die kruis doodgemaak is. As u die brood eet, moet u glo, u moet vasvertrou dat sy liggaam doodgemaak is as 'n volkome versoening vir al u sondes.
Die wyn wat ons drink is ons verbintenis met die bloed van die Here Jesus Christus. As jy dit drink, moet jy ook vasglo dat die Here se bloed aan die kruis gevloei het en eintlik al voor die kruisiging gevloei het as 'n volkome versoening vir al u sondes. Ons gaan nou die geloofsbelijdenis of 'n vorm daarvan sing in die woorde van Vlam 206. Goed, die graad 1, 2 en 3 kinders wat hier is, kom julle gou vorentoe. En dan die kategete wat hierdie jaar daar gaan help, daar is 3 van hulle. Hulle gaan beurte maak. Sorry. Right, hier is 'n hele trop. Joshua, hoeveel tel jy? Hoeveel tel jy? Wel, hy sê 14 en die 15 het weggehardloop. Hoe was julle eerste week gewees by die skool? Wie is graad 1? Hoe was dit vir julle 2? Hoe was die groot skool? Lekker? Of gaan julle nog eers bietjie daaroor nadink? Eers bietjie julle opsies oorweeg, hè? Emily, hoe was die skool hierdie week? Lekker, maar jy hou van skool, ek ken jou. Skool vir jou ook lekker. Ja, ek het jou op Facebook gesien in jou Attenpark rok. Jy is ook graad 1.
Nee, wat is jy graad? Graad 3. OK. Nee, ek is bly. Hoe was Kersfees gewees? Lekker. Nou wat het gebeur dat dit so lekker was? Janrey? Ons het presente gekry, maar ons het gesit van die familie en dit was Jesus se verjaarsdag. O, so julle het persente gekry en daar was nog verjaarsdag en wie van julle het by die dam gaan visvang? Want lyk my visvang is nou 'n groot ding, hè? Jy knipoog net so vir my, vang jy vis? Nee, OK. Ek hoop julle het 'n baie mooi voorspoedige jaar. En julle juffrouens, waar is hulle nou? Trix en Corneille en Marlies gaan ook help. Kom maar hier na vore toe. Corneille, hy is die jongste. Julle was in die eerste klaskamer, né? Goed, julle kan saam met hulle gaan. Ons gaan nou nie kategese vanmôre hê nie. Ons gaan nou net so 'n bietjie daar mekaar leer ken daar. En dan weet julle waar die klaskamer is en wie die juffrouens is. En ek herhaal nou maar hulle gaan mekaar, die juffrouens en die meneer, hulle gaan mekaar aflos. Ons wil nie hê een persoon moet elke Sondag gemoeid wees met die kategese nie, omdat ons dit tydens die erediens hou. Ek gaan net nou vir julle 'n videoklip wys wat Trix en Corneille gedoen het al laas jaar oor die Jordans materiaal wat ons gebruik. Dan sal ek vir u daaraan herinner, u kan ook die kategese by die huis doen as die kind nie 'n Sondag kan kom nie. Jy het 'n app op jou selfoon nodig en dan kan jy op die lesse ingaan. So u is nie net afhanklik van wat hier gebeur nie. Goed, baie dankie dat julle ons gaan help hierdie jaar. Julle sal self julle program uitwerk, wie's wanneer aan en wie's wanneer af. En so julle kan nou saam met hulle gou gaan daar na julle klas toe. OK. Right. Goed, kom ons kyk gou die ander grade. Graad 4, 5 en 6. Wie van julle is hierso? Wie help daar, Hanlie? Waar help jy? Ja, kom laat die juffrouens wat daar gaan help ook sommer vorentoe kom. Ja, dis ook 'n mooi groepie. Hoe was julle Kersfees? Lekker. Niemand geval en goed gebreek en gelukkig nie. OK. Het julle lekker kos gehad op die tafel? Wat was daar op die tafel? Skaapbout. En Nathan, wat het julle geëet? Vleis. Ja, soos ek jou pa ken, het ek gedog julle het portous geëet. Kersdag. Vleis. Goed, en hoe was julle week by die skool? Lekker. Sê gou vir my, wat se grade is julle nou? Jy is graad? Graad 5? 6 of 7? Sorry? Graad 6? Isabel, jy ook graad 6 op? Graad 5? OK. Goed, so ek julle maar vir julle Mikey sê, die kategese het begin. En ons het nog, wie gaan jou nog help, Hanlie, weet jy? Jolandi, sy het verskoning gemaak, sy kan nie vanmôre hier so wees. So, juffrou Jolandi Stroewie gaan ook vir julle help en vir Hanlie help. Dan kan julle saam met Tannie Hanlie gaan. Ja, julle is daar heel onder, né? Waar is julle?
Moet jy in die saal? Ja, die gaan so in terug. Daar sê. Goed, 7, 8 en 9. En daar is 'n hele paar juffrouens wat daar gaan help. Want dis nou die ouderdom waar ons moet begin pak slaag uitdeel, so ons het nou. Is dit ja? Right. Wel, dat ek net hier opstaan, dat ek voel ek is langer as julle, want voel soos 'n dwerg hierso. Wat eet julle deesdae? Hæ? Ja, nou, my dae het ons nie so gegroei nie. Seker maar die plot water wat nie lekker was. Marietjie, jy gaan bietjie hierso help. Desiree, waar gaan jy hierdie jaar help? Ok, ons gaan jou uitsort, maar jy kan maar net so lank saamstap, wat ons net die juffrouens kan sien, en dan Marnel is Marnel hierso. Goed, daar is hy, mooi. Goed, hoe was julle eerste week? So. Maar julle skoolloopbaan was so gewees. Ek het gesorg dat ek nie 1 jaar dryp nie, want ek wou so gou as moontlik daar uitkom. As wat ek kon. Ja, ek hoop julle het ook 'n goeie jaar. Wie van julle ou tellery weet ek, hy vang vis. Wie van julle vang nog vis? O, hier. Groot visse. Julle meisies vang nie vis nie. Vang jy vis? Ja, dis 'n onskuldige tydverdryf. Goed, julle kan saam met ek net vir jou Marietjie, hierso is 'n vormpie. Gaan julle net ook julle self oriënteer, julle is daar in die sitkamer, né? Baie dankie. Dankie vir julle moeite ook hierdie jaar om vir ons te help, hoor. Daar sy. En ons gaan so enkele lofliedere saam sing, en dan gaan ek vir ons net klaarmaak met die familiesake, en dan kan ons so 'n bietjie tee drink daar buite, die van u wat wil. Ons
Goed, kom ons sit so vir 'n oomblik. Ons gaan vir Roan, hulle gaan vir ons net so 'n videoklipie wys oor die Odos materiaal wat ons gebruik, so u kan, ons koop dit by hulle aan en daar's 'n telefoon toepassing wat u kan aflaai en dan kan u inskakel op die program. U sal die materiaal, gaan makliker wees as u die materiaal vir die kind in die hande kry. So as u wil deur Letitia bestel, dan kan sy een bestelling maak, so sy kan so 'n tydjie gee as daar van u is wat dit wil doen. En ma of pa kan daarmee help, oupa, ouma kan daarmee help. Dit is die era wat ons in leef wat digitaal is. So alles is nie afhanklik van, kan ek by 'n plek altyd uitkom nie. So Roan, as julle nie omgee nie om vir ons net daai ene weer te wys. Goeiemôre julle almal, ek is Cornelis Swart. Hallo almal, ek is Trix Rathman. Ons verlang baie na ons bergsigmaatjies. Ja, nee, ons verlang vreeslik. En as gevolg van die COVID-19 kan ons nou ongelukkig nie by mekaar uitkom nie, wat te danke aan tegnologie kan ons nog steeds met mekaar kommunikeer. Ons gaan WhatsApp groepies stig vir al ons kategeesgroepies van graad 1 tot graad 9. Dan sal daar weekliks op die groepies gekommunikeer word en inligting uitgestuur word oor wat se lesse ons vir die week behandel. As jy nie enige WhatsApps van die kerk ontvang nie, vra ons asseblief dat jy die kerk sal kontak sodat jy kan ge-add word op die WhatsApp groep. Maar die nodige link sal ook onder in die deskripsie genoem word. So dan kan julle net daar op die links gaan kyk op YouTube. En dan wil ons julle voorstel aan die Odos reeks wat ons hierdie jaar gaan gebruik. Dan die Trixie sal ons nou meer vertel oor die Odos app en die Odos reeks wat ons die jaar aan julle wil bekendstel. Ja, Bergsig maak gebruik van Odos om ons kategese groepies te lei van graad 1 tot graad 9. Daar is boekies beskikbaar vir elke kategese groepie en ons wil julle aanmoedig om hierdie boekies vir julle kinders aan te skaf. Die kerkkantoor kan gekontak word om hierdie boekies aan te koop. Kontak asseblief vir Letitia, laat ons probeer om een bestelling in te sit. En dan wil ek ook vir julle vertel van die Odos app. Daar is 'n Odos app beskikbaar op Play Store wat baie interaktief is en wat lessies het vir al ons maatjies van graad 1 tot graad 9. So vir elke ouer wil ek asseblief vra om hierdie app vir hulle kinders af te laai. Ja, en soos ek vir julle gesê het, ons gaan 'n WhatsApp groep gestig hê vir elke kategeesgroepie en dan sal ons weekliks die lessies en goed daarop deel sodat ons sorg dat ons almal op dieselfde bladsy is. Ja, ek dink dit som alles mooi op. Totsiens julle. Bye. Goed, baie dankie. Ons het na die medium toe beweeg juis vanweë COVID wat dit vir ons onmoontlik gemaak het om kategese te hê. So nou gaan ons voort om dit te gebruik as jy dit nodig het. Die graad 10s en 11s, hulle gaan Sondag om 4:00 het hulle gesprekke saam met my en oom Barry en hulle sal laat weet word wanneer ons daarmee gaan begin. Dan vriende, asseblief, dis die begin van 'n jaar. As jy iewers wil betrokke raak en nog nie betrokke is nie, Letitia het vir ons 'n blaadjie laat uitdruk, Roan hulle dit vir ons gedruk, het lê daar voor, oor geleenthede wat daar is, en dit is nie uitgeput nie. Ons sit met 'n hele tegniese span wat Sondag sorg dat die eredienste direk uitgesaai word, en as daar van u is wat daarin belangstel en wil leer, en wil deur van die span word, dan help het vorentoe. Want Roan hulle, Christian hulle maak ook maar beurte, almal kan nie altyd op 'n Sondag hier wees nie.
as jy wil inskakel, ek weet Pierre is 'n groepie wat die liedjiebord en so kan werk, maar as jy daar wil help, sê vir Pierre, en as jy graag wil saam sing of saam musiek maak, praat met Henk, dan kan Henk vir u ook iewerster inskakel. So daar's al daai moontlikhede, is daar boonbehalwe die geleenthede wat Letitia hier vir ons opgesit het, maar so skakel maar vir my, as jy iewers wil help, dan sal sy vir u op 'n lys sit. Ons het byvoorbeeld nou vanmôre weer begin ons met die teeskinkery na die tyd. Ek weet dis 'n klomp mense wat vanmôre gaan help, Ben en Annie hulle, en Letitia nog, ek dink jou ma gaan help en sovoorts, sodat ons 'n bietjie tee kan drink, maar u kan daar byvoorbeeld inskakel. Dan as jy die jaarprogram het, jy sal sien die Bybelstudiegroepe, daar's omgee groepe ook, maar die omgee groepe is nou meer 'n groep wat hulle self vorm, maar die Bybelstudie groepe begin die eerste week in Februarie, daar's Dinsdagoggend 'n vroue Bybelstudie, daar's Woensdagoggend 'n vroue Bybelstudie by die kerk, daar's Donderdaande is daar 'n mans Bybelstudie, so u kan as u daar wil inskakel, sê vir my, dan kan ek vir u sê wie's die leidster of die leier, en u in kontak met daardie persoon bring. Vriende, dan die jaarprogram is belangrik. Al die inligting is daarop. U sal die Facebookblad se adres kry. U sal die webblad se adres kry. U sal YouTube kanaal kry waar ons eredienste uitgesaai word. U gaan my besonderhede daar kry, die kerkkantoor se Koster Orrelis. U gaan ook die bankbesonderhede kry as jy wil elektronies geld wil oorplaas, dankoffers en sovoorts. Ons is ook op SnapScan, so daai tekenkie is ook daar op 'n jaarprogram as jy liewer SnapScan wil gebruik. En dan het ons ook 'n krediet of 'n kaartmasjien as jy liewer met 'n kaart wil dinge betaal, kan jy dit by die kerkkantoor doen. Maar so die jaarprogram is geweldig belangrik dat jy al die inligting het wat jy nodig het, hier verberg vir die jaar. Dan ons het Sondag ook deurkollektes op die jaarprogram word aangedui vir watter instansie dit gaan. So dit is nie verbergsig se kas nie, dit gaan uit. Ons het nou nie vanmôre deurkollekte nie, maar ons begin volgende week met die deurkollektes. Dan die kerkkantoortye, Letitia is beskikbaar Dinsdae tot Vrydag. Is van 8 tot 1, Vrydag is tot 12. So Maandag is die kerkkantoor eintlik toe, want dan doen sy finansiële goed en ander goeders. So kom ons respekteer dit, en ons pla nou nie op 'n Maandagoggend nie, dat sy daai goeders kan afgehandel kry. Maar Dinsdae tot Vrydag van 8:00 af, sal u haar wel daar in die hande kry. Ek herinner die kerkraad aan ons werkswinkel, die Saterdag wat nou kom, van 9:00 af. En dan vriende, as u nie SMS van tyd tot tyd van Bersig kry nie, dan is u inligting nie korrek op ons register nie. Dan moet u net vir die kerkkantoor bel en sê, het julle nog my regte selnommer of ek het 'n nuwe selnommer. En selfs ek weet dis mense wat die inskakel wat nie lidmate is nie. Dit maak ook nou nie saak nie. Gee maar net die besonderhede, dan weet ons ten minste wanneer u verjaar, en dan kan ons u ook gelukwens as u verjaar. Dan ek het gevra, en ek herinner as u net u kelkie dalk sal saamneem, nou nie huis toe nie, net tot by die deur, en dan is nie veel werd nie, maar dan help het vir ons ook. Ons gaan 'n toewydingslied sing, Vlam 51, en dan gaan ek vir ons met die seën afsluit, en dan sing ons die Amen, en dan kan ons so 'n bietjie gaan saam met mekaar kuier daar buite. Evil and
Dawie, dankie vir die nagmaal se voorbereiding en vir almal wat daar voor by die deur vanmôre die diens gedoen het. Mag u 'n geseënde Sondag verder hê met die wete dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen is en bly. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen.